Geliefdes, die Here praat vandag met ons uit sy woord uit Jesegiel hoofstuk 36. Jesegiel is nie 'n boek wat ons baie lees nie. Dis 'n moeilike boek. Waar is Jesegiel in die Bybel? Ons kry in die Ou Testament, eers die wetboeke van Moses, die eerste 5 boeke, en dan kry ons die geskiedenisboek. En dan begin die wysheidsliteratuur met Job, Psalms, Spreuke, Prediker en Hooglied. En dan kry ons die profete. Nou, daar is 2 afdelings, die groot profete, word groot profete genoem, want dit is langer boeke, dit is Jesaja, Jeremia, en dan sy kort klaagliedere boekie, en dan Jesegiel en Daniel. En dan kry ons die 12 klein profete. So Jesegiel is in die middel, na Jeremia, sy klaagliedere en voor Daniel. Dit is 'n besondere boek. Jesegiel sit in ballingskap, terwyl hy hierdie woorde van die Here ontvang, vir ons nalaat, wat opgeteken is in hoofstuk 33, wat ons lees. Nou dit is 'n baie moeilike tyd gewees vir hom persoonlik. Hoekom? Jesegiel was iemand wat opleiding gekry het om priester te wees. En toe gebeur het dat die Babyloniërs in Jerusalem begin binneval, en die eerste van die inwoners van Jerusalem is weggevoer en Jesegiel saam met hulle. Nou sit hy hier in ballingskap, en hy word 30 jaar oud. En hy moes die geweldige verlies probeer hanteer van sy vrou wat oorlede is. Dit was baie moeilik. So vir jare lank het daar geen boodskap van hom gekom nie. Totdat die Here hier in Jesegiel hoofstuk 33 weer na hom toe kom en weer 'n boodskap vir hom gee, weer 'n verantwoordelikheid vir hom gee. En as ons met een woord hierdie hoofstuk moet saamvat, is dit die woord verantwoordelikheid. Nou ons gaan net die eerste 11 verse lees, jy kan gerus maar gaan kyk by die huis, vers 12 tot 20, saam met die eerste deel en eenheid, gaan oor dieselfde tema, dan hoofstuk 33 van vers 21 af sien ons dan nou die hartseer nuus wat hulle ontvang, dat Jerusalem geval het. En wat het dit beteken? Die eerste skof waar hulle weggevoer is, dit is die jaar 586 voor Christus, Jerusalem nog gestaan. En daar is 2 groepe waarvan ons hoor, Jesegiel. Dis diegene wat in ballingskap sit, en ons hoor wat van hulle harte aan, en dan diegene wat dan by die huis gesit het. En gedink het, het gaan eintlik relatief goed met hulle. Totdat die Babyloniërs uiteindelik vir Jerusalem platgevee, mure afgebreek, tempel afgebreek, baie mense is dood, en klomp is toe weer in ballingskap weggevoer. Dit was 'n waarskuwing wat die Here nou weer Jesegiel vir hulle gee. Maar dit is ook 'n troostboodskap, nie net vir hulle nie, maar ook vir ons vandag. Die tema van ons prediking vandag is, die kruis van Jesus Christus maak dit moontlik dat jy jou kan bekeer en lewe. Die kruis van ons Here Jesus Christus maak dit moontlik dat jy jou kan bekeer en lewe. Nou kom ons delf van hierdie rykdom van God se woord, ons verlustig ons dit wat hy vir ons sê, hoofstuk 33 van Jesegiel met die opskrif die brandwag. Ons teksvers is vers 11 en nadat ons gelees het, gaan ons saam bid. Jesegiel 33 vers 1, en die woord van die Here het tot my gekom en gesê, mensekind, spreek met die kinders van jou volk en sê vir hulle, as ek die swaard oor 'n land bring, en die mense van die land neem 'n man uit hulle kring en stel hom as wag vir hulle aan. En hy sien die swaard aankom oor die land en blaas met die basuin en waarsku die mense. As dan iemand die geluid van die basuin hoor, maar nie laat waarsku nie, en die swaard kom en neem hom weg, dan is sy bloed op sy hoof. Hy het die geluid van die basuin gehoor, maar nie laat waarsku nie. Sy bloed is op hom. Maar as hy hom laat waarsku, dan red hy sy siel. As daarteen die wag die swaard sien kom en met die basuin nie blaas nie, sodat die mense nie gewaarsku is nie, en die swaard kom en neem 'n siel uit hulle weg, dan is hy deur sy ongeregtigheid weggeneem, maar sy bloed sal ek van die hand van die wag eis. En jy, o mensekind, ek het jou as wag oor die huis van Israel aangestel,
En as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. As ek aan die goddelose sê, o goddelose, jy sal sekerlik sterwe. En jy spreek nie om die goddelose vir sy weg te waarsku nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Maar as jy die goddelose waarsku vir sy weg, dat hy hom daarvan moet bekeer, en hy hom nie bekeer van sy weg nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, want jy het jou siel gered. En jy mensekind, sê aan die huis van Israel, so het julle gesê, gewis, ons oortredinge en ons sondes is op ons, en daardeur teer ons weg. Hoe kan ons dan lewe? Sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, gewis, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin, dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van jou verkeerde weë. Waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel? En tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word en die verkondiging van sy woord kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, ons kom voor U in gebed, en die Gees kniel ons en bring U eer en lof en dank, bloot omdat U God is. Ons dankie dat U vanuit die woord met ons praat, en dat die woord lewendig en kragtig is en deurdring tot ons siele, dat ons iets kan verstaan van wat vir U belangrik is. En ons bid dat U deur die Heilige Gees vir ons gehoorsame harte gee, dat ons sal reageer en sal optree in gehoorsaamheid, dat ons die boodskap aanvaar, ons eie maak, en dat ons dit uitleef nie net in hierdie week nie, maar 'n deel maak van ons beginsels, ons manier van dink en praat en optree. Here Jesus, U ken ons loof U vir die genade dat waar die skool Vrydag sluit en ons kinders weer die vakansietyd het, dat U ook deur die verbondsonderrig ons kinders nader aan U trek. Help ons verbondsouers, vir ons kinders 'n voorbeeld te lewe. Here, waar ons as ouers dit nie doen nie, vergewe ons en help ons dat ons dit regstel. Here, ons bid dat U ook ons kinders seën en hulle omhels, Here Jesus, soos wat U gedoen het met die kindertjies. En dat hulle moet weet, hulle is vir U belangrik en het 'n plek in die koninkryk. Ons bid vir ons jong mense. Here, U weet wat uitdagings ons jong mense moet trotseer by die werk, universiteit, skool. En ons vra dat U oor ons jong mense ontferm. U weet wat in hulle harte leef, Here, en ons vra dat U dit sal vul met hoop vanuit die woord, die genadewerk wat U ook in hulle lewens op die oomblik doen. Bid vir ons verbondsgesinne, Here, vir ons jong getroudes, ons gesinne. Ons bid vir ons huwelike, Here, ons vra dat U daar ook vir ons liefde skenk om mekaar met liefde te hanteer. Ons bid in die besonder vir ons senior lidmate, ons vra dat U vir hulle seën, Here, ons bid vir ons lidmate siek is, wat behandeling kry, wat kankerbehandeling kry, dat U die behandeling seën. Ons bid vir hulle wat in die hospitaal is, ons vra dat U daar ook uitkoms gee, en besonder dra ons vandag tot aan die Esther aan die op. Ons bid ook, Here, dat sy met Lou sal wees en sy operasie seën wat voor lê instaan. So elkeen, Here, wat op ons lysie is ons gebed ontferm vir ons. Here, ook hulle wat die uitdagings op die oomblik moet trotseer, wat vir hulle oorweldigend voel. Dra hulle op aan die Here, ons bring hulle vandag opnuut na U. Ons vra dat U hierdie woorde van U woord, van die Bybel in ons harte sal skryf. Here, dat U ons gehoorsaam sal maak, dat ons nie net met ywer nie, maar met vreugde vir U sal leef. Ons weet, ons enigste hoop, ons enigste bron van vrede, is U self. Daarom bid ons, Here Jesus, ontferm U nou vir ons. In U naam bid ons dit. Amen. Esegiel 33 vers 11, en hulle sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, gewis,
Het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van jul verkeerde weë. Waarom tog? Julle sterwe, o huis van Israel. En tot so ver. Geliefdes, en as Here Jesus, ons het in sielkunde iets geleer van dit wat gedeelde verantwoordelikheid genoem word. Voorbeeld was 'n dame wat aangeval is deur 'n rower net voor sy die aand by die huis gekom het. Sy het in 'n woonstel gebly en voor sy in die woonstelblok kon ingaan en sy aangeval. En sy is aangeraak. Dit was laat in die aand gewees en sy het geskree van die pyn toe hierdie rower haar aanval. En iemand het toe getel, want die mense het gehoor, dit het weer galm deur die twee woonstelblokke wat teenoor mekaar gestaan het. En iemand het eintlik getel, maar hoeveel ligte het aangegaan? Een na die ander lig het aangekom, die mense het gekyk, maar wat gaan nou hier aan hieronder? En uiteindelik het iemand 38 ligte getel. Maar die vrou is verleeu en beroof, niemand het haar gehelp. Die vraag is, hoekom nie? Hoekom het niemand net geskree of uitgekom of die polisie gebel of iets gedoen om die vrou te help? En die logika daar agter sê die sielkundiges vir ons is dit. As jy uitloop oor die balkon van jou woonstel en jy sien daar is nog 37 ligte wat brand, dan dink jy by jouself, my verantwoordelikheid is 1/37ste om hierdie vrou te help en by te staan. Dit is weglaatbaar klein eintlik, so ek het nie regtig 'n groot verantwoordelikheid om op te tree. En iets daarvan leef in mense se harte. Niemand van ons hou daarvan, veral daarvan om mense te waarsku. Jy sien, wanneer dit kom by die evangelie en ons wil die evangelie met iemand deel, dan is ons fokus meestal op hierdie is vir jou voordelig. Aanvaar die Bybel, aanvaar die evangelie boodskap, dis soos 'n geskenkie wat jy kry en dis vir jou van groot waarde. Ons wil graag hê dat mense ons moet aanvaar en van ons hou. En daarom is dit soms baie moeilik om vir mense te sê, oppas. Die Bybel waarsku. Jy kan dit aanvaar en lewe, of jy kan dit verwerp. Jy gaan help. So eenvoudig soos dit. Niemand hou daarvan om daardie boodskap te hoor of daardie boodskap te gee. Dat is deel van die evangelie boodskap. Nou kom die Here na Esegiel. Waarom was dit 'n laagtepunt in sy lewe? Hy het sopas 30 jaar oud geword. Hy sou nou in Jerusalem ingewy word as 'n priester in die tempel in Jerusalem. Sy lewensroeping waarna hy uitgesien het en nou sit hy hier. Dis nie baie 'n baal. Sy vrou is dood. Baie mense wat hy ken is dood. Dis moedeloos. Maar die Here roep hom, die Here maak nie verskonings, hy sê, ag, sies tog ou Esegieltjie jong, jammer om te hoor, die Here sê vir Esegiel, ek sit jou op die muur. En nou sien ons daardie prentjie. Jy is in Israel, die groot stede het mure gehad, veiligheidsmure, en by die wagtore moes jy uitkyk. Ek dink dis 'n baie moeilike werk, dis 'n brandweerman. Jy moet sit en wag, as daar iets gebeur, dan moet jy reageer, en dan moet jy dit reg doen, en vinnig doen, en deeglik doen, anders is daar lewensverlies. Maar jy sit nog so, en jy kyk uit, maar dis donker. Daar's nie elektrisiteit nie, daar's nie liggies nie, hier en daar is daar dalk 'n fakkeltjie wat brand, maar dis dit. As jy sterretjies agter die wolke is dit pik nagswart, en dan sien jy. Jy voel voor as dit reg. Daar op die horison sien ek 'n lig. En dit word 'n warm wat aankom na ons.
Soos die vyand loop met hulle fakkels in hulle hand op pad na Jerusalem, om Jerusalem in te neem. Jy besef, hulle is op pad na ons toe. Met swaarde en spiese om ons dood te maak, ons vrouens, ons kinders, ons stad in te neem. Ons almal uit te hoor. En hierdie is jou verantwoordelikheid, dit is jou werk, om hierdie stad te waarsku, om die horing te blaas. Want as jy nie blaas nie, gaan die soldate nie op die muur kom staan, om die stad te beveilig nie. Dan gaan jy verantwoordelikheid neem of verantwoordelik wees vir die dood van al jou mense, jou vrou en jou kinders en almal in die stad vir wie jy lief is. En dis wat die Here vir Esegiel sê. Esegiel, kies nou maar wat jy wil doen, jong. Kies jou 'n lekker job nie. Hierdie is 'n ernstige werk. En dan weer eens, wat gaan in hierdie boodskap is hard aan? Wanneer hy met paniek besef, dis my verantwoordelikheid. As ek nie hierdie trompet geblaas kry, die horing geblaas kry en die mense wakker maak nie, is dat is daai mense se bloed op my hande. So ek met hierdie trompet blaas so goed as wat ek kan om mense te waarsku en wakker te maak. En dis wat die Here vir Esegiel sê, dit is sy werk, dit is wat hy moet doen. En iets daarvan is waar vir elke kind van die Here. Hy maak jou sy kind, maar hy roep jou nie net dat jy die lekker kry. Hy maak jou nie net 'n opgaar dam van sy genade nie. Hy maak jou 'n kanaal waardeur sy genade moet vloei. Jy moet instrument in sy hand wees. Jy moet 'n trompetblaser wees. Jy moet die een wees wat die evangelie boodskap verder dra. Jy moet mense kan waarsku. Oudtshoorn waar ek groot geword het, na alle kante toe was daar altyd passe waaroor ons gery het. Aan die een kant het ons gereeld na Hartenbos, George se kant toe gery. George se kant toe die mooi pas, uit die Lipa pas, of onder die Montetjie pas, pragtig. Hartenbos se kant toe, 'n pragtige pas waar ek gery. Prins Albert se kant toe, die Meeskerweg en Swartberg pas. Na die grondpad, dan skit die grondpad jou so tot op die kant, die sintplaat, en dan moet jy weer jou pad kry, dat jy nou nie oor die kant stort nie. Hoor ons, daar waarskuwings. As jy sê, hier is 'n skerp draai voor, nou moet jy spoed verminder. Oor ons langs die pad, so ver as met jou opry, kry jy hierdie waarskuwingsteken, maar as jy op die berg staan, jy stop nou daarbo en jy kyk af. Jy kyk mooi as jy sien, maar hier teen die kraans, staan nie 'n waarskuwingsbordjie wat sê, hoor jy is nou besig om te val, verminder 'n bietjie spoed nie, anders gaan jy daar seer kry. Die tyd jy daar afval, is dit te laat. Daar is nie 'n stopstraat langs die pad nie. Jy gaan jou te pletter val, jy gaan jou doodval. En jy kan ewe manmoedig sê, man, ek steur my nie die waarskuwings nie. Hier staan ek met draai, ek kry reg. Jy gaan tweede kom. As jy nie gehoor gee aan die waarskuwing. Hoekom? Dit wil jou lewe red. Dat jy nie by die afgrond afry nie. Dat jy veilig by jou bestemming kan aankom. En dan sê die Here, dis iets wat waar is in jou en my lewe. En by uitstek is dit wat ons sien. As jy kyk na die kruis voor op hierdie kansel, dis die boodskap van die kruis dat die Here Jesus waarsku. Dit is die impak van my sonde. Dis hoe ernstig my sonde is. Daarom kan ek nie maar net my sonde vertoetel en dink dis aanvaarbaar vir die Here. Ja, ek sien die ander mense se foute, maar myne is dan kleintjies. Die Here waarsku ons. Jou sonde staan tussen my en jou. Dit is nodig dat jy jou sonde bely, dat jy jou bekeer van jou sonde. Die kruis van die Here Jesus is die finale waarskuwing. Daar is gevolge vir sonde. Dis mos die volk van die Here leer. En as jy gewaarsku word en dit hoor en gehoorsaam is, moet jy besef, jy is ook die een wat die Here aanstel as sy brandwag. Die vraag is, het jy mense lief genoeg om hulle te waarsku? Want dit is nooit 'n lekker werk nie, maar dit is 'n noodsaaklike werk. Dit gaan oor lewe en dood. Dink aan Paul Washer wat vertel het, hy's 'n sendeling en hy het op 'n stadium in sy hart gaan staan. En hulle het lank gespook om hom weer by te kry. Hartmassering gedoen, so geskok met daai masjiene, en hulle het so hard met hom gewerk, hy het ribbes gebreek, maar hy het bygekom.
Nou lê hy daar in die hospitaal, hy sê, elke asemteug is pynlik. Jy is te bang om asem te haal, maar wat is die alternatief? Hou op asem, haal en gaan dood. En iets daarvan is waar in die lewe van 'n kind van die Here. Jy kan kies om God se pad te loop, en dis nie 'n maklike pad. Maar wat is die alternatief? Hou op asemhaal, hou op God se woord inasem, hou op vir God leef. En die ewige dood is jou toekoms. En dan die aangrypende dat God daardie keuse gee. Hy maak jou sy kind, hy maak jou deel van sy volk, maar jy moet verantwoordelikheid neem wat se tipe kind van die Here jy is. Jy gaan alleen voor hom staan. Jy gaan nie daar kan staan sê, my ma, my pa, het my nou nie so goed gehelp, of hierdie vriend van my het my verkeerde pad gelei, of daai verlies het gemaak dat ek kwaad is vir jare, of hierdie ding in my lewe het gemaak dat ek nou nie regtig die pad wou loop nie. Jy staan daar en jy neem verantwoordelikheid vir jou keuses. En dit moet vandag begin. Ek kan nie wag tot môre en sê wel, ek wil 'n bietjie uitstel vir hom. Die Here daar vir Jesegiel roep. Die Here gesê, as jy hulle waarsku, en hulle luister, dan sal hulle lewe. As jy hulle waarsku en hulle luister nie, dan is dit hulle eie skuld. Maar as jy hulle nie waarsku nie, is hulle bloed op jou. Vraag is, het ek mense lief genoeg om hulle te waarsku? Maar nou sê die Here verder, hierdie gedeelte wys nie net op die noodsaak dat ons brandwagte sal wees nie, maar ook op God se genade. Want kyk, wat sê vers 11 oor die Here? So waar as ek leef, spreek die Here, gewis, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie. En daarom dat die goddelose hom bekeer van sy weg en die lewe. Want ons kry onsself baie keer so jammer as die groot verliese in ons lewens moet hanteer. Dink jy, kom straf die Here my so. Want hy sê, God is nie 'n mens nie. Hy is nie moedswillig nie, hy is nie kwaadwillig nie. En laat ek die pyn in jou lewe toe, weer tot bekering te roep. En die volk is 'n geweldige traumatiese tyd in hulle lewe deur, maar die oproep is daar tot bekering. Hierdie is 'n stuk genade. Ek voel, kom, slaan die Here my met siekte, met verlies, met hierdie probleme met die lewe. Hoe kan ek nie net vir 'n slag goed gaan nie? Maar jy moet onthou, daar is die waarsku. Op die stadium was ek in 'n motorongeluk en ek was nou nikkerig, maar dit was altyd die ander ou se skuld. Daai boom wat voor my ingespring het. My ma sê vir my, ek sê, hierdie is dalk 'n waarskuwing van die Here. En ek was onmiddellik vies. Hoe kan sy nou so iets sê? Maar die volgende keer, voor ek 'n kans vat, onthou ek, ja, dalk is dit 'n waarskuwing. Dalk moet ek bietjie dit ter harte neem. Dalk moet ek minder roekeloos leef. Dalk moet ek verantwoordelikheid neem vir die manier hoe ek leef en optrede hoe ek bestuur. Want ek kry dalk 'n paar waarskuwings, maar die laaste een gaan dalk 'n permanente een wees. My broer, my suster, die Here waarsku deur sy woord. Hoe reageer jy? En die mense in die stad kan hoor, ja, daar blaas die ramshoring, maar wat maak ons dan? Ek kan kies, as ek 'n man is om op die muur te gaan klim en my gesin te verdedig, daar van die muur af, of ek kan omrol en verder slaan. Dink jy, as maak nie vir my nie, ek het net 'n klein deeltjie verantwoordelikheid vir die beskerming van die stad, is eintlik weglaatbaar klein, ek hoef niks te doen nie. Maar wat die Here sê, Jesegiel 33, is jou verantwoordelikheid, niemand anders nie. Jy gaan alleen daar staan voor die Here. Neem verantwoordelikheid. Deur die kruis openbaar God sy hart en sê, dis wat ek doen, sodat jy kan lewe. Dis wat die Here Jesus sê, dis my liefde vir jou, dat ek die volle toorn van die Vader op jou sonde dra, sodat jy dit kan bely en kan laat staan. Want jy was 2 groepe in die Israeliete gewees. Jy het die trop gekry wat bo in ballingskap sit in Babel.
Dis vers 10, lees saam met my. Vers 10 staan daar, so het julle gesê, gewis, ons oortreding en ons sondes is op ons, en daardeur teer ons weg. Hoe kan ons dan lewe? Hulle is so moedeloos en wanhoopig, dat daar net geen moed vir die toekoms was. Hulle het geen hoop gehad. Sê ons besef ons is sondig, maar kan nie vorentoe, kan nêrens sien nie. Dis net oorweldigend. My krisis is te oorweldigend. Ek is 'n sondaar mens, ek kan niks doen nie. Tot die Here sy hand openbaar en sê, maar dis wie ek is. Ek is die genadige God, wat hierdie dinge oor jou pad bring, sodat jy omdraai. Dis 'n stuk genade dat jy die pyn voel, want die alternatief is dood. Solank jy die pyn voel, is daar nog hoop. Een van my gunsteling Hebreëse woorde, jy weet al, is daar die Hebreëse woord vir bekeer. En dis die woord shuv. En dit beteken draai om, en dit is waarby ons volgende kom. God openbaar in Jesegiel 33 vir ons, die dringendheid, dat daar wagters sal wees, dit waarsku, dis ook ek en jy, wat Jesus se voorbeeld volg. Tweedens het ons gehoor, die genade van die Here, hy is nie moedswillig nie, hy is nie kwaadwillig nie, hy waarsku om te red. Want onthou, God moet alle sonde straf. As hy nie regverdig was nie, is daar sonde wat hy maar net oorgesien het. Elke sonde word gestraf, die wat nie jy aan jou eie lyf dra, word aan die kruis gedra vir 'n kind van die Here. Daarom, bely jou sonde, en laat staan jou sonde. En nou kom ons by die bekering deel. Daar is 'n dringendheid in hierdie boodskap waar die Here sê, bekeer julle, en dan word dit herhaal, bekeer julle. Jy onthou, gesê, daar is nie die intensiewe vorm in die Hebreëus, hulle het nie die woord baie nie. Jy dink 'n meisie is baie mooi, staan dit nie so in die Hebreëus nie, dit staan, hierdie meisie is mooi. So as die Here sê, bekeer jou, dan hoor jy die woord shuv. Maar as jy shuv, dan is dit die intensiewe vorm. Hier is 'n dringende waar, hier is 'n uitroepteken, hierdie is bold en hoofletters gedruk, draai om my man. Hier is op pad te help. Die Here praat met sy volk hier, wanneer hy sê, bekeer julle van julle verkeerde weë, jy is op die verkeerde pad, jy is op pad na die afgrond, draai om. Hierdie is nie net 'n slap draai, dat jy so rustig kan vat en so 'n bietjie een kant toe lê nie. Hierdie is, draai om, agtertoe, na die Here toe, na die kruis toe. Kom terug, sê die Here, na my toe. Hou op, om kwaadwillig, eiesinnig, jou eie hartsbegeertes te soek, jou te laat beheer, deur jou emosies, deur jou drifte, deur jou liste, deur jou begeertes. Fokus op God, wat hy wil hê, en wat vir hom belangrik is. Die Here sê in hierdie gedeelte, dat hy die een is wat 'n totale nuwe lewe moontlik maak. Nie net 'n paar verstellingkies in jou hart nie, 'n totale hartoorplanting van iemand wat self vir homself leef, vir haarself leef, gerig op hulle self en hulle eie behoeftes, na iemand wat totaal vir God leef en om God se verheerliking. Dit wat hy sê in vers 11, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie. En nou is die behaag van die Here my fokuspunt in my lewe, om sy wil te doen. Jesegiel hoofstuk 33 is 'n boodskap wat waarsku. Dis is groente, ons hou dalk nie daarvan nie, maar dis noodsaaklik. Dis die waarskuwingsteken langs die pad. Die draai. Die katekismes verduidelik, bekering is die afsterwe van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Die ek moet my eie sondige mens kruisig. Die selfsugtige, eiesinnige mens kruisig. En ek moet opstaan as 'n nuwe mens om vir God te leef. Dit is die sleutel wat die kruis gee, wat die hoop vir ons oopsluit, die toekoms vir ons oopsluit. Vertrou die Here. Vertrou met jou lewe, met jou geliefdes, met jou toekoms, met jou begeertes, met jou hart. Vraag is, kan jy gehoorsaam reageer? Dit
jy kan lewe. Gaan jy omdraai en verder slaap en dink, dit is nie vir my. Dit is genoeg ander wat die boodskap nodig het. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, die woord is lewendig en kragtig, soos 'n tweesnydende swaard wat deurdring tot in ons siele. Here, U praat nie net met ons op 'n oppervlakkige manier oor ditjies en daadjies. Hierdie is 'n boodskap van lewe en dood. Here, U gee vir ons 'n verantwoordelikheid te kies, ons naby aan U leef, en of ons kies om ver van U te leef. Here, vergewe ons. Ons so baie keer in ons lewe kies om ver van U te wees, dink ons kan ons sonde 'n bietjie wegsteek of vertroetel. Maar Here, U woord bring dit pynlik op die voorgrond. En in die lig, vandag bring ons sondige gedagtes, ons sondige geneigtheid, ons sondige harte, ons sondige emosies, ons sondige optrede, alles na U. En ons vra, Here, reinig ons. Vul ons harte met U liefde. Vul ons harte met begeerte om mense by te staan en te ondersteun. Here, dat ons self bereid sal wees om te waarsku, waar ons mense moet waarsku. En dat ons bereid sal wees om daardie verwerping te hanteer wanneer mense hulle rug op ons draai omdat ons hulle waarsku. Here Jesus, gee vir ons so liefde soos wat U gehad het. U het gewaarsku, Here, en U is gekruisig, U is verwerp. Jy disippels het weggevlug. Dank Here dat U nie gestop het, dat U deurgegaan het, deur die kruis, deur die graf, tot waar U vandag as koning regeer, en ook in ons lewens 'n verskil maak. Ons loof U daarvoor. Vir ons harte met dapperheid, Here, met oortuiging, met hierdie vrede, wat net van U, deur die woord en die Gees moontlik is. Ons verhoud in Jesus naam.